my vrou huis toe gery, en iemand ry toe agter in ons vas. Heel ontsteld, klim ons nou maar daar uit, kry besonderhede, vind toe uit dis 'n ou wat met 'n werksbakkie ry en hy's op pad na 'n ding toe wat hy moet installeer. En so bel ek nou sy baas en sê, vertel vir hom toe nou maar wat het gebeur en vra toe vir hom nou maar hoe wil hy dit hanteer, gaan dan deur sy versekering, wat wil hy doen. Gister bel hy my en sê nee, hy weier om enigiets te betaal. Dis kom mense dit 'n ongeluk noem, so ek moet nou maar self uitsort. My goedjies moet ek nou maar self uitsort, hy gaan niks daarvoor betaal nie. Heel ontstel en ongerustelik, vererg ek myself gister. En ek's daar op pad, my hele dag gaan eintlik nou maar net uit om hierdie ou te kry om my goed te betaal. Die skade wat aan my kar is. En ek kom toe by die huis gister en ek lees Habakuk en ek sien toe nou maar wat hier staan en is asof God vir my praat sê, is opvallend dat Habakuk nie worry oor sy eie persoonlike digte nie, maar hy is bekommerd oor die weier of die groter prentjie. En so sê hy, Here, hoekom laat jy my al hierdie groter goed sien? Hoekom? En ek dink soms vir my persoonlik het hierdie teks toe nou uitgestaan om te sê, maar as ek so geselfsentreerd, so gefokus op my eie goed, dat ek nie die probleme van ander raak sien nie. En so is my journey nou om te sê, my Here, ekskuus daarvoor dat ek so geselfsentreerd is, dat ek nie ander mense raak sien nie. So ek weet nie wat het vir jou uitgestaan uit die teks uit nie, maar sê vir ons, comment daar onder op die video en sê vir ons, wat het vir jou uitgestaan in hierdie teks?